Ander kan hulle vir jou die soort metale en wat ook al wat hulle vir jou gee, kan hulle verander, maar nommer 5 en nommer 3, daai twee se reagensie en produkte is altyd dieselfde. Okay, so die onttrekking of die produsering van aluminium vanaf die erts bauxite. Al hulle dit uit. Okay, ek gaan lees en dan verduidelik. Dit sê bauxite of bauxiet word gesuiwer om 'n wit poeier aluminiumoksied te lewer. So hulle ontgin of hulle myn die bauxite uit en dan maak hulle dit nou skoon en dan is dit nou aluminiumoksied. So wit poeier wat daar op jou bank lê daarvoor, meneer Smal. Daar is nie daar, 'n wit poeiertjies, aluminiumoksied. O nee, wag, skus, daar is magnesiumoksied. Okay, goed. Hoe doen hulle dit? Of wat doen hulle nou? Hulle vat hierdie aluminiumoksied en dan onttrek hulle aluminium uit dit uit. En om hom te help onttrek, laat hulle hom smelt of laat hulle hom oplos of meng met gesmelte krioliet. So hierdie is krioliet, jy hoef nie sy formule te ken nie, maar hy dien as 'n katalisator. Hy help met die onttrekkingsproses by 1000 grade Celsius. Dit sê vir jou verskriklik warm. Wat dink jy sal aluminium se fase wees by 1000 grade Celsius? Vloeistof. Nog nie gas nie. Okay, so ons begin met aluminiumoksied, né? So wat is aluminiumoksied eintlik? Aluminiumoksied is eintlik aluminium-ione en suurstof-ione. Dis wat dit is. En daar is 2 aluminium-ione en 3 suurstof-ione binne hierdie molekule. Okay. So wat hulle doen, as jy sien hier, so groot houer, so massive container. En dit is 'n yster container. Daai né? En hulle laai hom negatief. So hierdie hele houer word negatief gelaai. Kleur gaan ek hierdie maak blou. So hierdie hele houer word negatief gelaai. En dan sit hulle sulke groot elektrodes, sulke groot massiewe blokke. Laat sak hulle binne in die vloeistof in en daai blokke word van koolstof gemaak. Jy kan dink aan soos grafiet of soos koolstof stafies waarvan jou potloodpunt gemaak is nou net gemeng met silikon ook en klei. Okay. So hierdie groot elektrode sak hulle daarin en dit laai hulle positief. So jy het 'n negatiewe houer en positiewe elektrodes en hier binne-in het jy dan by 1000 grade Celsius gesmelte aluminiumoksied en dan hierdie krioliet wat nou die katalisator is. Okay, so daai katalisator help dat die aluminiumoksied opbreek in sy ione. Wat weet ons van positief en negatief? Hulle trek mekaar aan. So as hierdie houer negatief gelaai is, dan trek hy die positiewe aluminium aan. En aluminium is swaarder as suurstof. Anyway, so die aluminium sak dan af tot hier onder. So hierdie aluminium sak dan af tot hier onder. Hy kry elektrone by en dan tap hulle hierso uit. Tap hulle aluminium liquid af. En dis waar hulle aluminium vandaan kry. Okay, dan wat weet ons van negatief en positief trek mekaar aan. So hierdie suurstof word aangetrek na die positiewe elektrodes hierso en wat sal jy sien met daai positiewe elektrodes? Plop 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 plop. Daar sien jy verloor die suurstof hulle elektrone en daar word suurstofgas afgegee. Okay, so dit is hoe hulle aluminium ontgin. Maar probleem hierso. Okay, is hierdie is koolstof elektrodes en hierdie is suurstof en hulle is maatjies. Hulle kan nie help om oor die weg te kom nie. So wat dan ook gebeur is hierdie suurstof reageer met die koolstof elektrodes en dan word daar ook afgegee koolstofdioksied. Okay, so dit is al 'n byproduk wat hulle nie wil hê nie, want as hulle die suurstof kon opvang alleen, dan kan hulle dit gebruik vir klomp dinge. Suurstof is baie duur om te koop. So 'n ander probleem ook is, dan word hierdie koolstof elektrodes met tyd weggevreet en dan moet hulle vervang na 'n tydjie. Okay, ja. Nee, ek weet nie.
Nee, they just go together. So sout en peper. Okay, goed, so jy moet die 2 halfreaksies hê. Ons het daar aluminium ione, kry elektrone by en dan gaan dit na aluminium toe. En ons het die suurstof ione, gee elektrone weg en dit vorm suurstofgas. So daar kort 2 van hom. En ja. Ja, ek kort 2 van hom. So, 3 gaan. Watter een is my oksidasie halfreaksie? Arde, jy moet fokus. Ja? Die suurstof hoekom? Sê vir my, watter een is my oksideermiddel? Hierdie aluminium. Aluminium ion. Okay, goed. So, by die anode het ons oksidasie wat plaasvind, by die katode reduksie. Ons oksidasie halfreaksie is die suurstof ion wat gaan na suurstofgas toe, plus 4 elektrone. En ons reduksie halfreaksie is die aluminium ion wat 3 elektrone bykry en dit vorm die aluminium solid. Watter waarnemings is daar by jou anode? Wat sien jy? Suurstofgas vorm, maar wat ook gebeur is koolstofdioksied word ook gevorm. En by die katode, wat sien jy? Aluminium sak na onder en word uitgetap. Okay, so not too difficult. Ons moet nou jou multiple choice vraag klaarmaak. En dan het ek moes gevra jy oor daai A-spuiter boekie bring, hè? Ja. Okay. Kom, ons gaan na die multiple choice vrae. Wat trek ons? Het ons al alles gedoen? Het ons al goed geskiep? Nog nie. Vraag 10. Okay. Goed, by vraag 10 sê ons, watter een van die volgende houers kan gebruik word om 'n sinksulfaat oplossing te stoor? Hierdie is die 4de keer wat jy so 'n tipe vraag doen. So jy behoort dit alself te kan doen en jy wil baie graag, of jy moet, jou tabel 4b nou oop hê langs jou, sodat jy kan loer na hom, om te kyk, watter een gaan daar vorm. Wat is ons stowwe daar, Henk? Kan jy vir ons sê? Nikkel, wacht net gauw. Calcium. Ek kan nie hoorie? Okay, calcium, ek het nikkel. Magnesium. Mangaan. En watter stof wil jy daarin bære? Sê hulle vir jou? Sink. Sinksulfaat. Okay, so sinksulfaat sê vir jou, hy is in sy ionvorm, daar is hy. So, as jy iets in 'n houer wil bære, wil jy nie hê, jy moet tabel 4b oop langs jou hê. Het jy hom oop? Wys? Ons is besig om goed te highlight en kolletjies te maak. Okay, jy wil nie hê tabel 4b se Z moet uitwerk nie, want dan gaan daar 'n reaksie wees en dan gaan jou oplossing nie meer wees wat jy wil hê hy moet wees nie. So jy wil nie hê dan moet 'n Z uitwerk nie. So as jy begin met sinksulfaat, wil jy nie hê hy moet so toe gaan nie. So jy wil nie so of so 'n Z hê nie. En daarom sal nikkel die beste een wees, of hy's die een wat nie saam gegroepeer is. Jy wil nie hê sink moet gereduseer word, sink-ion moet gereduseer word na sink toe nie. Want jy wil hê jou ding moet in oplossing bly, jy wil nie hy moet neerslaan as 'n solid nie. So dit moenie gebeur nie.
So jou Z moet nie gebeur nie. So jy moet dan 'n ding kies met wie jy nie 'n Z sal maak nie. As jy met my. Kom begin ons nie by die Want jy het hierdie oplossing in hom gegooi. Sjap. Okay, so as antwoord daar is, wat was dit nikkel? Okay. Volgende is julle vir jou. Wanneer 'n metaal atoom 'n ion word, okay, nou stop ek, nou gaan ek eers myself 'n voorbeeld maak. Wanneer 'n metaal, sê nie wat sê nie. So kom ons maak dit sink, word 'n sink-ion. Wat gebeur? Hy verloor elektrone, neem elektrone. Om van daar tot daar te gaan moet hy elektrone verloor. Right? So dit is of ons definitief nie C of D nie. Hy verloor elektrone en word dit geoksideer, is dit wat mense dit noem? Yes, it is. Volgende ene. Beskou die twee halfreaksies hieronder wat in 'n battery plaasvind. Sjap. Watter een van die volgende stellings is korrek? So nou moet jy vinnige halfreaksies vir jouself gaan uitfigure. Kyk, kom ek wys jou gou hoe om dit te doen. Gewoonlik, 99,999% van die tyd, is dit die metaal wat sy valensie verander. Suurstof en waterstof en so se valensies verander nie. Daar is tye wat dit doen, maar as jy sien ons 'n metaal in die reaksie, is dit nie die metaal wat sy valensie verander of wat sy oksidasiegetal verander. So in die eerste ene word sink, is die valensie daar is 0. En dan hierso sy valensie plus 2. So wat beteken dit? Dit beteken hy moes elektrone weggegee het. So hierdie is hy is die ding wat geoksideer word, né? Nee? Okay, en kom ons kyk vir hierso silwer. Hierso is gebind aan suurstof. Suurstof is minus 2. So dan moet silwer plus 1 wees want ons 2 silwer. So hierso is hy plus 1 en hierso is hy op sy eie, so dis 0. So wat moes daar gebeur het? Hy moes 'n elektron gekry het. So hierdie ding moes gereduseer geword het. Okay, so nou het ek in plaas van die hele reaksie het ek net na hulle oksidasiegetalle gaan kyk. Nou vra hulle vir jou, watter een van die volgende stellings is korrek? Silver solid word gereduseer. Is dit waar? Okay, nou, ek bly julle is wakker akkers, maar my eerste reaksie in eksamen sou wees is, ek het geskryf reduksie, ja, by silwer. Maar, hulle sê vir jou silver solid, daar silver solid. Hy was nie gereduseer nie, hierdie ding was gereduseer. So hy is verkeerd. Volgende sê hulle vir jou, sink solid is die anode, hy is geoksideer en daarom is hy die anode. Okay. Goed, volgende een sê hulle vir jou. Die oksidasiegetal van koper in die verbinding koper sulfaat is, en almal sê gelyktydig? Plus 2, ja. Oksidasiegetal is dieselfde as valensie, né? Volgende sê hulle, die opname van elektrone deur 'n stof in 'n chemiese reaksie staan as wat? So, opname beteken hy kry elektrone by. Wat is dit, Rikus? As iets elektrone kry, wat se halfreaksie is dit? Ja, dit is reduksie. Ek's fine, moenie worry nie. Okay, volgende. Watter een van die volgende stellings rakende 'n koper, silwer, galvaniese sel is waar? Nou, ek ken nie hierdie goed uit my kop uit nie, so ek gaan na tabel 4B. Koper en silwer. Waar is hulle? Daar is hulle. Koper is hierso en silwer is daarso. Hulle is al van die onderkant van die tabel. So vir hierdie reaksie om plaas te vind, moet koper soontoe gaan en silwer moet soontoe gaan. Okay, so koper is die oksidasie halfreaksie en silwer is die reduksie halfreaksie. So kom ons kyk gou, hulle sê vir jou daar. Silwer word by die anode gevorm. Silwer is onder, dit is die katode, die reduksie, so hy is verkeerd. Koper word by die anode gevorm. Koper is die anode, want dit is die oksidasie halfreaksie. Maar wat word gevorm daar? Gevorm is koper ione, nie koper solid nie.
Okay, so daarin is verkeerd want koper word nie gevorm nie, die koper-ioon word afgegee. Silwer word by die katode gevorm. Dit is waar want jy gaan van die silwer-ioon gaan jy na die silwer toe en dis hierdie dikselfreaksie, so hy word gevorm daar. So C is waar. 0 tot 2 plus. Tensy hulle vir jou anders sê. Ok, goed, graad 12's. Ek wil nou gaan na in hierdie boekie van jou wat jy gebring het, want ek het jou mooi gevra. Gaan jy vir my asseblief na Wat het jy vir gevra van boeke nou dag op die vloer? die departement wil weet, het julle die boeke gekry? Maar julle het nie, ek dink ek het dit vir julle gekopie, of julle het? Nee, juffrou het Sien. So, hulle skeep die X-model C skole af. Jy het ek moes vir jou gekopie. So, jy gaan wag vir die departement, gaan jy baie lank wag. Wat is die bladsy askies? Dat so bladsy 149. Linden. Soos jy moet terugkom, want hy kan nie opgepraat nie. Kijk, ek wil doen vraag 23 en dan wil ek doen vraag 24, 149. En dan wil ek ook doen vraag 22 en dan moet ons nog elektrolytiese selle se vrae ook doen. Baie. Gaan. Ja. Probeer gou weer. Juffrou. Kan ek asseblief 'n bladsy kry om op te skryf? Ja, kom hier. Kyk. So, vraag 23. Skryf daar in jou skryfboek. Bladsy 149. Vraag 23. Nou is op die bord. Kyk. Ja. Die juffrou se boeke 23. My boeke, waar is myne? Kijk dan. Vat maar alles wat gaan so. Okay. Eet jy lekker, Henry? Skat jy nie in die klas nog iets anders ook nie? En dis ons laaste dag saam, so ek ons klaspartytjie sponsor. Sien uit. Hy is 'n goeie ou. Ja. Daar's 'n liedjie, goeie ou. Ken jy hom? Ken jy hom? Ek sal hom vir julle speel môre. Okay. Goed, volgende vraag stel ek vir jou. 'n Skoongemaakte suiwer koperstok word in 'n beker geplaas wat 'n kleurlose silwernitraat oplossing bevat, soos hieronder getoon. Okay. Na rukkie word waargeneem dat die oplossing in die beker blou word. Skryf neer een ander waarneembare verandering behalwe dat die oplossing blou word. Frederik, wat sê jy? Sê weer? Die koperstrook se massa word minder, ja, want dis kom blou word want hy
gaan in oplossing in, so hierso die massa van koper neem af. Daar's nog ietsie wat jy kan waarneem, Linden. Sien jy maak jy sien silwer neerslag op die koper stokkie. Nee, hy word blou. Hy was kleurloos, hy word blou. OK. Goed, dan vra hulle vir jou, skryf neer die naam of formule van die oksideermiddel. OK, so ons gaan gou vinnig net ons 'n mini beplanning doen. Jy kan natuurlik hierdie gaan soek op tabel 4B ook, maar hulle sê vir jou die koper maak die vloeistof blou. So die koper, gaan na koper 2+ toe. Beteken hy moet 2 elektrone afgegee het. En die silwer ioon gaan 'n elektron bykry en hy slaan neer as silwer. So Anke, by jou wil ek weet, watter een is die oksideermiddel? Hoekom sê jy Ag+? Want oksideermiddel vind jy by die reduksiehalfreaksie en hy's gereduseer want jy kry 'n elektron by. So jy moet of vir hulle skryf Ag+ of jy moet skryf die silwer ioon. Jy kan nie net skryf silwer nie, jy moet sê silwer ioon. Dan by 20.2 vra hulle vir jou, verduidelik jou antwoord op vraag 20.1.1 deur na relatiewe sterktes van oksideermiddels of reduseermiddels te verwys vir 3 punte. Nou ek het op die 3de, 4de bladsy dink ek, het ek vir jou gesê daar's een sin wat soos 3 punte tel. Gaan terug na en dan kyk jy of jy gaan neerskryf het watter ding tel 3 punte. Wat trek ek? MW, is jy reg? Gaan ons lank wag? Wat se bladsy jy op is dit? Hæ? Is hy reg? En jy? Ek sê dit. MW, go for it. Silwer is 'n sterker reduseermiddel as koper en word by die aanhoudende geoksideer en gaan in oplossing as silwer ioon. Jo. En my lewe het iemand nog nooit so net gesukkel om 'n sin uit te kry nie. Wat? Okay. Ons het koper en ons het silwer. Reg, nou hulle sê jy kan of kyk na oksideermiddel of reduseermiddel. Hulle gee vir jou klou op bladsy 4B. Daar sê ek vir jou toenemende sterkte van oksideermiddels en die pyltjie wys af. So tussen die silwer ioon en die koper ioon is silwer ioon die sterker oksideermiddel. Aan die regterkant sien die pyltjie wys op en dit sê toenemende sterkte van 'n reduseermiddels. So koper is 'n sterker reduseermiddel as silwer. So jy moet nou net 'n kant kies. Okay, en watter kant het jy gekies? Die reduseermiddels of die oksideermiddels? Reduseermiddels. Okay, goed. So, hy sê daar, koper is 'n sterker reduseermiddel as silwer. Okay, daarvoor kry jy 1 punt en jy mag nie afkort nie. Dus sal koper geoksideer word na koper ione.
3 punte. So jy kry sterker reduseermiddel as dit, geoksideer word na dit 3 punt. Ok, goed, dan vraag 20.3. Ok, hulle sê daar vir jou, ek moet gaan myne krop. Ok, hulle sê daar, 'n galvaniese sel word nou opgestel deur koper en silwer stroke as elektrodes te gebruik, eenvoudige diagram, bla 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 bla. Skryf neer die naam van elektrode A. Heinrich. Die naam of formule. A is in 'n silwer oplossing, silwer ione. Silwer. Silwer of silwer. Naam of formule van oplossing B, Charles? As jy die silwer in silwer ione is, en hulle sê se koper silwer stroke. So, jy kan of sê koper ione, of jy kan sê koper sulfaat. Jy kan ook sê koper nitraat. Kan nie sê koper karbonaat nie, karbonate slaan neer. Ok, skryf 'n algehele of netto gebalanseerde vergelyking vir die selreaksie. So 20.3.3. Ons het nou eintlik reeds op die vorige bladsy so klein bietjie beplanning gedoen. Ons het gesien, die silwer ione kry elektron by en dan slaan dit neer as silwer. En ons het gesien, die koper gaan in oplossing in as koper ione en dit verloor 2 elektrone. Daar was dus 2 halfreaksies. Hulle het gevra vir 'n netto reaksie. Is hy weer? Vir 'n netto reaksie. Wat moet gebeur? Call a friend, also audience 50-50. Heinrich wil jy met hom bel. Hy bel jou. So wat gaan ons doen? By silwer moet ons maal met 2. Want die elektrone moet mekaar uitkanselleer en nou doen dit. So nou het ons daar 2 silwer ione plus koper gee vir 2 silwer neerslag plus 'n koper ion. Ja, ek luister vir jou. Wag, sê weer, as jy ja, dan moet jy nie die 2 daarbo skryf nie. Ja. OK, dan vra hulle vir jou 20.4. Die soutbrug bevat kaliumnitraat. Skryf die formule neer van die ion wat in die soutbrug in die silwer ion oplossing sal inbeweeg. Kies uit kalium ion of nitraat ion en gee 'n rede vir jou antwoord. OK, so kom ons kyk gou hierso. Ons het die silwer ion slaan neer as silwer, né? Wat beteken dit? Die positiewe goeders hierso gaan weg. So jy sit oor met sê net maar klomp nitraat ione. Jy sit oor met klomp negatiewe ione hierso. En in hierdie soutbrug het jy kaliumnitraat. So waarom positief en negatief? Trek mekaar aan. So die negatiewe ion gaan die positiewe ion hierin aantrek om die stroom aan te voltooi. OK. Die negatiewe ion gaan obviously ook bietjie hulle kom so na mekaar toe. Hoekom is die nitraat daar in daai oplossing? Hieronder. Ag ek het gesê jy kan sê net maar jy silwer sulfaat of jy kan hê silwer nitraat of jy kan wat ook al, is net negatiewe ion. So kan mens silwer nitraat of sulfaat aan die een kant en koper sulfaat aan die ander. OK. Goed, so wat se ene gaan deur? Dit is die kalium ion. En dan vra hulle vir jou, gee 'n rede vir jou antwoord. Jy gaan die silwer ion word uit oplossing getrek en nou kan jy sê 'n anion of anione, wat hy al is dit, is negatiewe ione bly in oplossing. Of elektrolyt kan jy sê agter en trek kalium ione aan.
Okidokie. Is julle reg vir 'n bietjie moeiliker? Kom ons gaan moeiliker. So ek voel as jy so 'n vraag kry in 'n eksamen, dan dankie jou sterre, dat jy so 6. Volpunt, hoeveel is dit? 12 punte. Dis baie. OK, goed. Volgende vraag wil ek na kyk is vraag 21. Dis moeiliker want jy sien 'n grafiek en vir julle slaan mos dood as julle 'n grafiek sien. OK, dit sê daar. Okay, hulle sê daar vir jou. Die verband tussen die konsentrasie van die elektrolyt en die selpotensiaal word ondersoek deur die volgende elektrochemiese sel te gebruik wat deur die selnotasie voorgestel word. Okay, goed, so. Wat het hulle vergelyk met mekaar? Konsentrasie van die elektrolyt en die selpotensiaal. Wat het ons nou weer laas gesê? Daar's 3 reaksiekondisies. En ek voel Heinrich, ek het jou elke keer gevra wat dit is. Wat was dit? Temperatuur Moet 25 grade Celsius wees. van die elektrolyt, ja. Van die Van die wat? elektrolyt. Ja. Die konsentrasie van die elektrolyt. 1 mol desiliter is. Ons het almal gehoor elektrolyt. Daarin is die reduserende vermoë van die metaal. Goed. Alright. So, hulle het dus, luister vir my mooi, hulle het dus nou 2 van die goeters geëlimineer. Obviously die temperatuur konstant gehou en dan het hulle die metale konstant gehou. So dieselfde metale die altyd gebruik en hierdie keer het hulle die konsentrasie van die elektrolyt verander die hele tyd. Okay. Hier is nou is aluminium en aluminiumsulfaat, soutbrug, so hier is die oksidasie-halfreaksie by die anode. Hier is die reduksie-halfreaksie by die katode en jy sien M en M en dan gaan soek jy op tabel 4b want jy is bietjie gestres en dis jou tweede laaste vraag in die chemie eksamen nadat jy klaar fisika geskryf het. Daar bestaan nie 'n M nie. M is vir onbekende metaal. Okay, nou sê hulle. Die konsentrasie van M2 word verander en die ooreenstemmende EMK word gemeet. Die konsentrasie van aluminium en die temperatuur is by standaard toestande. Die grafiek hieronder word is die resultate van die ondersoek. Okay, so sien hieronder het ons die konsentrasie van hom en ons sien daar is die EMK en ons sien soos wat die konsentrasie meer word, so neem die walts toe en dit maak vir ons sin. Hoekom maak dit sin? Want hierdie konsentrasie word uit oplossing getrek na 'n metaal toe. So hoe meer ione daar is, natuurlik, hoe langer gaan hierdie sel kan aanhou, hoe meer is die walts wat hy kan produseer. Nou vra hulle vir jou. Identifiseer die reduseermiddel in hierdie reaksie. Bylin? Dis die aluminium solid. Hulle sê net identifiseer, so jy kan skryf naam of formule. Hulle sê bepaal die konsentrasie van M2+ wat 'n EMK van 1,87 volt sal gee. So volts 1,87 volts, 1,87. So 1 2 3 4 5 6 7, daar's hy. So daar is jou konsentrasie en dit word getel in wat 0,05. 0,3, 0,35, 0,35. Oei, 352. 325. Is dit tussen die lyntjies? Kan nog gaan? Want elkeen stel Dit is ja, baie dankie want hy begin nie by 0 nie. Jy is 100% reg. So hy word getel, hierdie is in 0, hy word getel in 0,025. Want van daar tot daar is 25 en daar's 10 lyntjies. So is 0,025. So hierdie is 0,275, 0,9. Ag jy
Ja, julle almal kyk nie na die antwoord daar. Ja. Okay. Goed, nou vra hulle vir jou. Hoe sal die konsentrasie van die metaal 2+ ioon beïnvloed word terwyl die sel in werking is? Kies uit toeneem, afneem of bly dieselfde en gee rede vir jou antwoord. Ons het gesien vanaf hier, omdat hy gereduseer word, beteken dit hy slaan neer. So wat gaan met sy konsentrasie gebeur? Hy gaan afneem. Ja? Juffrou, sê bepaal die konsentrasie. Dit al Al sukkel jy om dit eintlik af te lees, sal ek vir die antwoord gee, so wat moet jy nou eintlik doen? nee, die antwoord hier na kies is hulle het nie 'n eksamen vir jou antwoord gegee nie, dis die memo.